Ons lees die oordenking vir 19 Februarie uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vandag is Vriende wat God dien. Die teksvers kom uit Eksodus 28 vers 2, 4, 5 en 6. Maak vir jou broer Aaron gewyde klere wat waardig en mooi is, 'n borssak, 'n skouerkleed, 'n mantel en geweefde priesterklere, 'n tulband en 'n serp. Die vakmanne moet gouddraad en blou, pers en bloedrooi wolstof en linne gebruik om die skouerkleed te maak. Vir die Here was die priesteramp heilig, daarom was net die heel beste goed genoeg. Wanneer 'n priester die skouerkleed aangehad het, kon hy die Here raadpleeg. Die Here het dan direk deur hom met die persoon of die volk gepraat wat hulp en raad nodig gehad het. Nadat Dawid die priester Achimelek geraadpleeg het, het Saul daarvan te hore gekom en Achimelek en al die priesters van Nob laat doodmaak. Achimelek se seun Abjatar het ontkom en het by Dawid aangesluit. Toe Dawid oplet dat Abjatar die priesterkleed by hom het hy hom gereeld geraadpleeg om deur hom te verneem wat die Here se plan is. Deur die eeue het die mantel en toga sinoniem geword met roeping en toewyding aan die Here. Die profeet Elia het sy mantel oor Elisa gegooi as teken dat hy, die ouer profeet, sy kennis en profetiese gawes aan Elisa oordra. Vroeër jare is 'n toga om die skouers van 'n jong predikant gehang wanneer hy gelegitimeer word, dikwels deur 'n ouer predikant. Daarmee is hy simbolies toegerus vir sy taak as leraar. Vandag is daar nie meer in alle kerke 'n toga of kleed as 'n sigbare simboliek dat 'n persoon in diens van God staan nie. Ons is geneig om te vergeet dat hulle geroepenes en gesalfdes is. Ons versuim dikwels om vir hulle te bid, vir wysheid en toewyding. Here, ek bid vir almal wat die priesterkleed dra. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.